Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels Bietjie Les. My naam is Armin Kritzinger en elke week bied ek die volwasse Sabbatskool studieles van die 7de dag Adventiste Kerk aan. Gratis hierso aanlyn, vra nie vir donasies nie. Ons doen dit uit die liefde van die saak met die doel om die ewige evangelie met soveel mense as moontlik te deel. Veral met die Afrikaans mense. Ons is lief vir Suid-Afrika, lief vir Afrikaanse mense en is wonderlik om te sien hoe al die Afrikaanse mense, van die Adventiste mense so saamkom en die les saam bestudeer. Verlede week het ons weer meer as so 650 mense gehad wat saam met ons aangesluit het by die les. Baie dankie daarvoor. Onthou om die like knoppie te druk en om asseblief kommentaar te lewer onder hierdie video. Soos wat julle kan sien, werk dit duidelik. Dit wys vir YouTube dat julle glo hierdie video is die moeite werd en so adverteer YouTube dan weer hierdie video aan nog meer Afrikaanse mense. En so is jy besig om jou klein deeltjie te doen om die evangelie, die goeie nuus met nog meer en meer mense te deel. Voordat ons in ons les induik vir hierdie week, les nommer 3, kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir tegnologie, baie dankie vir u liefde, hoe u u beloftes aan ons hou en in al ons behoeftes voorsien. Ons vra weer eens vandag vir die gawe van die Heilige Gees om saam met ons te wees nou gedurende hierdie tyd om ons te leer wat waar is. Ons bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. So ek is baie opgewonde. Onthou, ons is besig om te kyk na Jesus in die boeke van Filippense en Kolossense. En vir les nommer 3, die titel daarso is Lewe en Dood. En dan het ons 'n foto hierso van iemand wat seker nou Paulus voorstel, daarso in die tronk met ketTINGs met 2 soldate daar langs aan hom. Nou ons geheerteks kom uit Filippense hoofstuk 1 vers 21 wat ek vir ons gaan lees. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Nou dis 'n baie bekende Bybelvers. Ek glo daar selfs Afrikaanse Christelike liedjies oor hierdie spesifieke vers. Nou Sabbatmiddag sê daarso vir ons, weet dat dikwels sê mense vir ons dat die dood is nou maar net deel van die lewe. Maar die les sê vir ons dat dit is nie waar nie. Dit is 'n leuen. Dit was nooit die Here se plan gewees dat dood of die ervaring van dood, of jy nou self doodgaan en of jy nou iemand aan die dood afstaan, 'n geliefde aan die dood afstaan, dit was nooit veronderstel om deel van die menslike ervaring te wees nie. Dood was nie deel van God se plan gewees nie. En so natuurlik kan ons sê binne in ons brein is daar nie regtig 'n draadjie gekoppel daarse wat ons weet regtig help om te kan cope of te kan deurgaan met hierdie doodondervinding nie. So ek glo regtig dat ons het iets eksterns, iets buite ons nodig om ons te help om dood beter te verstaan en dit is definitief Jesus en wat hy vir ons gee in sy woord in die Bybel. So Paulus sê uitdruklik hierso vir ons, sê die les vir ons dat Christus gesterf het sodat hy die dood om tot niet kon maak wat mag oor die dood het, en dit is nou die duiwel. So alhoewel Paulus gereed was om vir Christus te sterf, het Paulus ook positief gevoel oor sy langtermyn lot. En die les sê vir ons dat die rede daarvoor was omdat hy wil elke liewe moontlike geleentheid gebruik om die evangelie met soveel mense te deel as moontlik. En daarso onmiddellik is ons eerste les vir hierdie week. Wat van jou en wat van my? Het ons daardie selfde gesindheid? Wil ons elke liewe oomblik van elke liewe dag gebruik soveel as moontlik om die evangelie aan ander mense te bring? En op die einde van die dag moet ons kyk na die evangelie as goeie nuus. As jy byvoorbeeld die geneesmiddel vir kanker ontdek het, en ons weet dat daar's miljoene mense rondom die wêreld wat ly as gevolg van kanker, dit veroorsaak nie net fisiese lyding nie, maar dit veroorsaak baie finansiële stres, nie net op die persoon self nie, maar op hulle familie. Ek is seker dat julle daarso wat nou kyk na die les ken iemand wat kanker het, wat probleme het as gevolg van hierdie kanker. Ek ken mense wat kanker het en wat baie lyding op die mense is en op hulle familie. Nou as jy die geneesmiddel gekry het vir kanker, dan sou jy seker baie opgewonde gewees het om dit met daardie mense te deel wie jy ken en ook met ander mense wat jy miskien nie ken nie, sodat jy hulle kan help met hierdie lyding, hierdie harde tyd wat hulle deurgaan. Nou hoeveel te meer moet ons nie opgewonde wees oor die evangelie, die geneesmiddel van sonde, om dit met mense te deel nie. Nou op die einde van die dag gaan ons net opgewonde wees om die evangelie met ander mense te deel, as ons regtig glo dat die evangelie werk. As jy binne in jou hart ervaring al met Jesus gehad het, en binne in jou hart is jy regtig oorreed dat die evangelie is goeie nuus, dat dit kan regtig mense vrymaak van hulle sondes, dat dit kan regtig mense verander van iemand wat heeltemal sleg is, tot iemand wat heeltemal reg is, dan gaan jy hierdie begeerte in jou hart hê om dit met mense te deel. Maar as ek en jy nie self ondervinding met Jesus gehad het in ons lewens nie, as ons nie regtig in ons harte glo dat die evangelie regtig die geheim of die antwoord is op die sondeprobleem nie, dan gaan ons nie hierdie energie, hierdie liefde hê om evangelie met ander mense te deel nie. So Sabbatmiddag sê daarso vir ons dat die lewe is regtig baie kort, baie onvoorspelbaar, ons weet dit is waar, en op die einde van die dag is die belangrikste ding vir ons is om soveel as moontlik te doen binne in ons vermoë om die goeie nuus uit te leef in ons lewe en dit dan ook met ander mense te deel.
So daar's 'n aanhaling wat ek met ons wil deel. Dit kom uit Testimonies to the Church volume 9 en ek het dit sommer vir ons vertaal daarso in Afrikaans. Dit sê: In 'n spesiale sin is sewende dag Adventiste in die wêreld as wagte en ligdraers aangestel. Aan hulle is die laaste waarskuwing vir 'n verganklike wêreld toevertrou. Op hulle skyn wonderlike lig van die woord van God. Hulle is 'n werk van die mees plegtige belang gegee. Die verkondiging van die eerste, tweede en derde engele boodskappe. Daar is geen ander werk van so 'n groot belang nie. Hulle moet niks anders toelaat om hul aandag te absorbeer nie. So definitief daai laaste stuk wat sê, dis die werk wat die Here vir ons gegee, die 3 engele boodskap, en daar's geen ander werk wat so belangrik is nie, en ons moenie toelaat dat enige iets ons aandag daarvan aftrek nie. Nou Paulus, toe hy in die tronk gesit het, hy het op die einde van die dag dieselfde boodskap gehad, die evangelie boodskap. Onthou die 3 engele boodskap begin met Johannes wat sê hy het die engel sien vlieg in die lig wat die ewige evangelie gehad het om te verkondig aan die hele wêreld. En Paulus het ook hierdie boodskap gehad, hierdie ewige evangelie om aan mense te bring, hierdie goeie nuus. En jy weet, toe Paulus in die tronk opgeëindig het, kon Paulus gesê het, wel jy weet, toe ek nou buite die tronk was, het ek nou weet baie goeie dinge gedoen en ek het regtig baie mense bereik met die evangelie. Nou is ek hierso in die tronk, so jy weet, nou gaan ek maar net dinge bietjie rustig vat en my laaste paar dae, my laaste paar jare nou maar net geniet. Ek het nou maar my deel gedoen. Nou is dit bietjie ander mense se werk om hulle deel te doen. Maar nee, dis nie die gesindheid wat hy gehad het nie. Tot die laaste asem, tot die laaste minuut, tot die laaste sekonde het hy elke geleentheid gebruik om die evangelie aan ander mense te bring. En wat 'n mooi les is dit nie vir ons nie. Hoe dit so inskakel met die titel van hierdie week se les. En of dit nou deur lewe is of deur dood is, om Jesus eerste te maak in ons lewe en regtig 'n totale oorgawe in ons lewe aan hom te maak en alles te doen wat ons kan elke oomblik van elke dag om te probeer om die goeie nuus met ander mense ook te kan deel. Dis regtig baie baie mooi en dis 'n persoonlike les wat ek uit hierdie week se les nommer 3 wil vat vir myself. Nou Sondag se titel sê dat Christus groot gemaak sal word. Ek is baie lief vir daai titel. Soos julle weet, ek sê dit omtrent elke week. Die doel van gesels bietjie les op die einde van die dag is ook om Jesus groot te maak, om Jesus op te lig in hierdie wêreld as 'n verlosser van sonde, sodat ons nie na mense sal kyk nie, of dit nou goeie mense is of slegte mense is nie, maar dat ons oë altyd gefestig sal wees op Jesus. Nou die les vra vir ons om te lees uit Filippense hoofstuk 1 vers 19 en 20, en dan is daar so 2 vrae. Dit sê, wat skyn Paulus se verwagting oor die uitslag van sy verhoor te wees? En wat beskou hy selfs meer belangrik as om vrygespreek te word? So kom ons lees daai 2 verse. Dit sê vir ons daar in vers 19 en 20, want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek en niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. So ek is seker, almal van ons, as ons in so 'n situasie soos Paulus opeindig, en onthou ek het in die vorige lesse ook gesê, en ek moet dit weer herhaal, onthou die rede hoekom hy in die tronk opgeëindig het, is as gevolg van die werk wat hy gedoen het vir Jesus. Nie omdat hy een of ander te vinnig gery het met sy perd, of hy dronk bestuur, of hy het nie sy belasting betaal, of enigiets soos dit nie. As ons in die tronk opeindig as gevolg van daardie dinge, kan ons nie nou sê, jy weet, ek word vervolg, en dis so onregverdig, en al hierdie tipe dinge nie. Hy sê dat hy van 'n niks beskaam sal hy word nie, want hy het nie enige iets om weg te steek, een of ander geheim of enigiets soos dit nie. Hy weet hy's in die tronk, hy was 'n gehoorsame burger gewees van die land, maar hy's in die tronk as gevolg van die werk wat hy vir Jesus doen. En hy hoop, net soos wat ons definitief sal hoop, dat hy vrygespreek sal word, maar op die einde van die dag, bo enige hoop wat hy het om vry te wees, sê hy dat Jesus groot gemaak sal word. Of dit nou in sy liggaam, of dit nou deur sy dood is, of deur sy lewe, dat Jesus groot gemaak gaan word. En as jy vir my gaan vra, wat is die hoofgedagte van les nommer 3? Dan, ons is nou maar net 'n paar minute hierso in les nommer 3, en ek glo dit is regtig die hoofgedagte. Dat ek en jy hierdie week ons besluit sal hernie, of vir die eerste keer in ons lewe die besluit sal maak, dat of dit deur ons lewe is, of deur ons dood is, dat alles wat met ons gebeur, en dat alles wat ons doen, met die enigste doel sal wees, om Jesus se karakter op te lig, te verhef in hierdie wêreld, sodat ander mense Jesus kan sien vir wie hy regtig is. Want ek glo regtig dat as ons God se karakter reg verstaan, en veral soos wat God se karakter uitgedra is in die lewe van Jesus, as ons sien wat Jesus gedoen het en hoe hy gepraat het, dan trek dit aan ons hartsnare en ietsie sê net vir ons, dit is hoe die heelal veronderstel is om te wees. Daardie beginsels van onselfsugtige liefde wat ons sien in die werke van Jesus en in die woorde van Jesus, was ietsie in ons hart
wat vir ons sê, dit is hoe dit veronderstel is om te wees. En so, die hoofles hierdie week definitief is, deur ons lewe, of deur ons dood, wat ook al ons doen, wat ook al ons sê, ons doel, ons einddoel moet altyd wees om Jesus groot te maak. En met dit spesifiek bedoel ek, om die karakter van Jesus, die waarheid van Jesus groot te maak in hierdie wêreld. So, dit is hoe ek daai vraag sal beantwoord daarso op Sondag. Die meer belangrike ding is vir hom, is om Jesus groot te maak. Nou is nogal woes hierso Sondag, hoor, want hierso op Sondag, 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 23 tot 27, dan noem Paulus die dinge wat hy hierso deurgegaan het. Ek het vandag met iemand gepraat oor die foon, toe sê ek, kyk, van die mense wat ons weet, daar is miskien mense wat ons nie van weet nie, wat deur baie rowwe dinge was, maar van die mense wat ons nou weet, wat gaan aan ons geopenbaar is, as ons lees wat die Bybel hierso vir ons sê in 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 23 tot 27, dan moet Paulus top 10 of top 5 Christene wees, wat deur wille dinge gegaan het. Wille is die wildtuin. Het sê hierso vir ons, in gevangenskap baie meer in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. Nou, ek kan sê hierso, as 'n kind het ek nogal gereeld pakslaag gekry, en ek kla nie daaroor nie, ek is baie dankbaar daarvoor, want my ouers het my gedissiplineer uit liefde uit. Maar ek kan daarom nie onthou dat my pa my 40 houe op 'n slag gegee het nie, en hy sê hierso, 5 maal het hy van die Jode 40 houe gekry. Party mense sê mos, weet, op die 41ste hou sou jy nou gesterf het, of ietsie soos dit, of dit nou waar is of nie, 40 houe is 40 houe. Kom ons sê dit sommer net soos dit is. 3 maal het ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig. Mense, dis woes, gebruik net julle verbeelding en dink net daaraan, dat jy staan en mense gooi jou met klippe, en dis basies asof die mense loop weg, want hulle dink jy's klaar dood. En dan moet jy daarso die stof afskud en opstaan, en dan gaan jy aan met die evangelie werk. Soos wat ek vroeër gesê het, hy kon gesê het, okay, weet jy wat mense, ek is nou al 5 keer met 40 houe geslaan, hulle het al my met stokke geslaan, hulle het my gestenig totdat hulle gedink het ek is dood, ek het nou my deel gedoen. Dis nou bietjie die tyd vir die ander mense om oor te neem, om aan te gaan met die werk. Nee, hy het aangegaan met die Here se werk. Daar's nie iets soos aftree, as dit kom by evangelie verkondig nie. Wanneer jy gaan aftree, is wanneer Jesus kom op die wolke. Dis wanneer ons gaan aftree. 3 maal het ek skipbreuk gelei. 'n Nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Mense. Dit moet top 10, top 5 wees, as dit nie nommer 1 is nie. Dis mos nou woes. Nie net sy eie mense vervolg hom nie. Die ander mense vervolg hom, die heidene vervolg hom ook. Die valse broers, die mense wat maak asof hulle van dieselfde geloof is en lief is vir hom. Slapelose nagte, naaktheid, koue, honger, dors, 3 keer skipbreuk. Ek weet nie wat om te sê nie. Kan maar net my kop skud. Dis woes. Ek dink, as ek dit lees, behalwe net om my kop te skud en hoe rof dit is, dryf dit my ook om in gebed na Jesus toe te gaan in dankbaarheid en te sê, dankie Jesus, dat ek soveel waarheid het en self soveel gemak het in my lewe, teenoor waarvan hy hierso praat in 2 Korintiërs. En asseblief, liewe Jesus, moenie dat daardie gemak my wegdryf van U af nie. En die hartseer ding, die moeilike ding is om te sê is, liewe Heer, as die gemak van die lewe my wegtrek van U af, dan vat liewers daai gemak weg. Dit is nie maklik om te sê nie. Wel, seker maklik om te sê vir iemand anders, maar om met regtig te bid en te bedoel. Lees 1 Korintiërs hoofstuk 4 vers 14 tot 16, 1 Tessalonisense 2 vers 10 en 11, Galasiërs 4 vers 19, Filemon 10. Wat was Paulus se verwantskapsverhouding met die kerke wat hy tot stand gebring het en met die mense wat hy vir Christus gewen het? So, ek gaan al daai so vir ons oopmaak, daarso 1 Korintiërs 4 vers 14. Ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie. Want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. So wat sien ek hierso? Ek sien hierso dat Paulus kyk na die gelowiges as sy kinders. Hy sien homself as 'n tipe van 'n geestelike vader. Nou ek wil nou nie hierso weet in die ding ingaan, weet die katolieke wat vader noem en al die tipe dinge nie. Dis nie wat hy hierso bedoel nie. Vader is net hierso soos 'n tipe van 'n geestelike leier, 'n mentor vir hulle gewees. En dis baie mooi hoe mense wat nie
bloed verwant. Onthou, baie keer dan sê mense mos bloed is dikker as water of wat ook al. Nou miskien is dit waar dat bloed is dikker as water, maar geloof is nog dikker as die bloed. En so selfs toe mense vir Jesus mos gevra het, weet Jesus, waar is jou broers en jou susters of wie is jou broers en jou susters? Toe kyk Jesus mos so rond, toe sê hy, weet die mense wat die wil van sy Vader in die hemel doen, dit is sy broers en sy susters. En op die einde van die dag mense, dit is waar. Ek kan waarlik sê dat daar's mense in die geloof wat dieselfde glo as ek, waarmee ek 'n baie nouer verhouding het as party mense wat my bloedfamilies is, party van my ooms of my tannies of my niggies of my neefies of wat ook al dit nou mag wees, wat nie dieselfde geloof met my deel nie. Beteken nie ek is nie lief vir hulle nie, beteken nie ek gee nie om oor hulle nie, beteken nie ek wil nie 'n verhouding met hulle hê nie, maar ek is baie nader met daardie mense wat Jesus ook Vader noem in hulle lewe, wat ook 'n begeerte het om die evangelie uit te dra, 'n begeerte om ander mense in God se koninkryk te sien. En ek dink elkeen van ons wat na hierdie les luister en wat hierdie les deurgaan hierdie week, as ons regtig kyk in ons eie lewens, sal ons besef dat dit is ook waar. Baie mense het altyd vir my gesê, en as ons regtig eerlik is, ek glo dit is waar. In Tessalonisense hoofstuk 2 vers 10, julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het. So weer eens, ons sien hierso vader, kinder, kom ons sê nou maar net basies familieverhouding. Hy sien hierdie familieverhouding. Nou ja, dis miskien bietjie meer belangrik en spesifiek as ons sê vader, kinder, want jy weet, partykeer is dit nodig vir 'n pa 'n bietjie moeilike woorde vir sy kinders te sê. Om vir hulle te sê, hy weet, hierdie is nie reg nie, hierdie maak jou seer, hierdie maak ander mense seer. En partykeer moes Paulus harde woorde met die mense spreek vir wie hy lief is. En ek weet, op die einde van die dag is dit ook weer 'n les vir ons. En partykeer is dit nodig vir ons om harde woorde te spreek vir mense in die kerk uit liefdheid omdat ons omgee oor hulle. Partykeer is dit nodig vir ons om harde woorde te ontvang van ander mense in die kerk as gevolg van dinge wat ons doen wat ander mense seermaak en onsself seermaak. Dan in Galasiërs 4 vers 19 weer eens, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. So duidelik in al hierdie stukkies, ek het nou nie Filemon 10 gelees nie, maar in Filemon 10 ook, in al hierdie stukkies sien ons hierdie verhouding, familieverhouding, dis so hy hulle sien. So, dis duidelik vir ons om te sien dat Paulus was baie lief gewees vir die mense. Hy het regtig 'n liefde gedra op die hart, en dit is nie vir ons 'n verrassing nie. Hoekom? Want as jy regtig lief is vir die Here, gaan jy regtig lief wees vir mense. Onthou die Bybel sê vir ons, hoe kan jy lief wees vir God wat jy nie kan sien nie, as jy nie eers die mense kan lief hê rondom jou wat jy kan sien nie. En so, daardie twee dinge is altyd met mekaar gekoppel, want onthou op die einde van die dag, die 10 gebooie selfs, die wet van God, die eerste 4 gebooie is mos nou onselfsugtige liefde teenoor God, en die laaste 6 gebooie is onselfsugtige liefde teenoor mense. Maar die Bybel sê duidelik vir ons dat as jy een gebod gebreek het, dan is jy skuldig aan almal van hulle. So as jy nie onselfsugtige liefde vir God het nie, gaan jy nie onselfsugtige liefde vir mense hê nie. As jy nie onselfsugtige liefde vir mense hê nie, gaan jy nie onselfsugtige liefde vir God hê nie. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As jy onselfsugtige liefde vir God het, dan gaan jy mense lief hê. En as jy mense lief het, dan beteken dit ook dat jy het God lief. Daardie dinge gaan altyd hand in hand aan mekaar. Om die waarheid te sê, en hierdie is miskien harde woorde, maar ek moet dit sê want dit is waar. Sonder Jesus in my lewe, sonder Jesus in jou lewe, is dit nie regtig moontlik vir ons om onselfsugtige liefde te hê nie. As dit moontlik vir ons was om onselfsugtige liefde te hê sonder Jesus, dan het ons heel moontlik nie die plan van verlossing nodig gehad nie. So ek wil dit duidelik maak, deur ons eie werke, deur ons eie metodes, is dit onmoontlik vir ons om daardie karaktereienskap, onselfsugtige liefde, wat die fondasie is van God se regering, sy wet, sy karakter, om dit voor te bring uit onsself uit. En ek dink ons elkeen moet eerlik wees met onsself, ons moet dit besef. So weer eens, dit sê vir ons, Paulus was gewillig om baie graag uit te gee, ja, myself weg te gee vir julle siele, onselfsugtige liefde. Ek bedoel, watter liefde is groter as dit, om gewillig te wees om jouself te gee vir ander mense. En sê wie jy so vir ons, almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Ek dink in les nommer 1 het ek daarin geraak en ek het gesê, onthou, almal wat godvrugtig wil lewe sal vervolg word. So as jy nie 'n begeerte het om te doen wat reg is nie, dan moet jy nie verras wees as daar heel moontlik nie vervolging op jou pad kom nie. Want Satan gaan nie probeer om jou aan sy kant te kry as jy klaar aan sy kant is nie. Hy fokus liewer op die mense wat nie aan sy kant is nie. En dan baie mooi hierso in Handelinge van die Apostels sê die Gees van profesie vir ons, Paulus se geduld teenoor sy lang en onregverdige gevangenskap, sy moed en sy geloof was 'n voortdurende preek. Baie mooi daarso, so weer eens, preek is nie net as jy daarso voor in die kerk staan en die sabbatskool uitlei of 'n preek gee of ietsie aanlyn sit of ietsie op Facebook plaas of wat ook al nie, maar sy geduld, hy was onregverdig behandel, maar hy het hierdie geduld gehad. Sy moed en sy geloof in hierdie omstandighede. Hy het nie heeltyd gekla en gesê, "Wie, dit is so onregverdig hoe die mense my nou behandel nie. Ek verdien dit nie. Hoekom doen die mense dit aan my?" Nee, hy het die beste gemaak van die saak en
beter as meeste van ons as ons eerlik is met onsself. Dink na oor hoe jy lewe en oor hoe jy mense behandel. Veral mense wat jou nie mooi behandel nie. Watter tipe getuie vir Jesus verteenwoordig jy? So ek gaan eerlik wees en ek kan sê, ek kry dit nie altyd reg nie. As ek my oë van Jesus afvat, as ek sy hand laat gaan, dan is ek nie 'n baie mooi, gawe persoon nie. Maar, wanneer ek vashou aan Jesus se hand, wanneer my oë gefestig is op Jesus se woord, wanneer ek geloof het in sy woord en glo dat daar's krag in sy woord om my te verander, dan kan ek doen wat reg is. En ek kan doen wat Jesus van my vra, wat Jesus van my verwag. Ek gaan nou 'n oomblik daarna kyk. So, liewe kyker by die huis, moenie probeer om 'n verskoning te maak nie. Daar's baie mense in die wêreld en ongelukkig selfs mense in die kerk, selfs leiers in die Christenkerk wat vir jou gaan sê, jy kan dit nooit regkry nie, jy sal nooit kan lief wees vir mense wat nie van jou hou nie. Ons is nou maar net mense, jy is so gebore of al hierdie tipe nonsens wat hulle vir jou gaan vertel. Jesus het gesê ons moet wedergebore word en wat belangrik vir ons is om te verstaan, Jesus kan ons verander van mense wat heeltemal sleg is tot mense wat heeltemal reg is. So neem dit asseblief in gedagte. Nou om aan te sluit by daai idee in Matteus hoofstuk 5 vers 44 sê Jesus, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? Dis 'n verskriklike mooi deel hierdie, regtig. Dis ek kan 'n lekker preek oor hierdie paar verse uitwerk. So, Jesus onthou die vraag was basies, hoe moet ons mense behandel wat nie van ons hou nie? En Jesus duidelik vir ons. Hy sê vir ons, seën die mense wat ons vervloek, doen goed aan die mense wat jou haat en bid vir die mense wat jou beledig en jou vervolg. Nou, onthou asseblief liewe kyker by die huis, uit jou sondige menslike natuur, gaan jy nie voel asof jy dit wil doen nie. Maar moenie lewe volgens jou gevoelens nie. Lewe volgens die woord van God. So sê vir jouself, al voel ek dit nie, gaan ek dit doen. Want Jesus het dit vir my gesê en in sy woord is die krag om dit waar te maak in my lewe en hy sal my verander en hy gaan dit moontlik maak in my lewe. Net soos die verlamde man toe Jesus vir hom gesê het om op te staan en te loop, sy bed te neem, kon hy ook gesê het hy kan dit nie doen nie, hy voel dit nie of wat ook al, maar hy het gekies om te lewe, om die moeite te doen om te lewe volgens Jesus se woord en Jesus se woord het die krag vir hom gegee en dit moontlik gemaak in sy lewe. En dit is belangrik vir ons om te besef dat net soos wat dit onmoontlik was vir die verlamde man om te loop uit homself uit, so is dit onmoontlik vir jou en vir my om te doen wat Jesus hierso vir ons sê in Matteus hoofstuk 5. Uit onsself uit gaan ons nie bid vir die mense wat ons vervolg en ons beledig nie. Ons wil kla oor hulle, ons wil na ander mense toe gaan en sê, jy kan nie glo wat dit hierdie persoon nou weer vir my gesê of vir my gedoen of iets soos dit nie. Maar dit is nie wat Jesus wil ons moet doen nie. En dan mooi hierso in vers 46, Jesus sê, want as julle net lief het die mense wat julle lief het. Wat beteken dit? Selfs die slegte mense doen dit. Selfs die slegte mense behandel die mense wat hulle goed behandel goed. Maar die verskil is, die mense wat Jesus lief het, behandel selfs die mense wat hulle haat. Daardie mense sal hulle ook goed behandel. Dis mooi. Dis mooi. Dankie Jesus vir les nommer 3. Dit praat met ons harte. Maandag, om te sterwe is wins. So, net in geval jy dit nog nie agtergekom het nie, sê die les, ons almal, veral gelowiges, is in 'n groot stryd betrokke en dan sê dit verskriklike belangrike punt wat rondom ons en ook in ons woed. So die groot stryd is nie net rondom ons nie, dis nie die mense rondom jou wat vir jou sê, hey, gaan doen hierdie of gaan doen daardie of dit of dat of dit of dat nie. Die groot stryd is ook binne in jou sondige natuur, wat jy gaan hê totdat Jesus kom op die wolke. Dit beteken nie dat jy moet jou sondige natuur volg elke keer as dit versoeking op jou pad kom nie. Nee, jy gaan moet aanhou veg, maar dit beteken nie dat jy hoef te verloor nie. Baie mense misverstaan, hulle verstaan daai punt verkeerd. Hulle dink dat as die Bybel of die Gees van profesie vir ons sê dat ons gaan moet stry, ons gaan moet worstel met sonde totdat Jesus kom, dan kan dit beteken, okay, nee, ons gaan nou maar elke nou en dan val in sonde en dis nou maar net die gewone Christelike lewe, dis nou maar hoe dit is. En dis 'n baie gerieflike boodskap. Dis baie gerieflik, dis baie gemaklik, want dit maak vir jou verskoning vir wanneer jy ietsie verkeerd doen. Kan jy net sê, jy weet, elke nou en dan gaan ek nou my verkeerde ding doen. Dis wat ander mense ook doen en dis so lekker om 'n verskoning te hê vir my sonde, wat ek elke nou en dan iets kan doen wat verkeerd is. Maar nee, jy gaan worstel met sonde en met jou sondige natuur totdat Jesus kom. Maar om te beklei beteken nie jy hoef te verloor nie. Jesus het al die krag vir ons gegee sodat ons elke keer kan wen. Dit beteken nie dat die stryd gaan tot op 'n einde kom wanneer Jesus kom op die wolke. Maar jy kan stry en elke keer kan jy wen. Nou 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3 tot 6, kom ons lees daarso. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,
en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Kyk wat sê Paulus hierso, mense. Hy sê 'n volkome gehoorsaamheid. Dit sê elke ongehoorsaamheid te straf. Elke gedagte gevange te neem. Nou die les vra vir ons hierso basies, wat is die grondslag van die geestelike oorlog en wat is ons wapens? So wat is die grondslag? Daar as ons weer kyk daarso na die vers, dit sê vir ons hierso die gedagtes wat om gevange geneem te word. Dis binne in jou brein, daai versoekings, daai sonnetjies wat jy al so vasklou aan so lank in jou lewe en dan gee jy dit op en dan kom jou sonnige natuur en dan versoek dit jou om terug te val. Maar dan moet jou gedagtes moet gevange geneem word. So sodra die slegte gedagte opkom in jou brein, in jou gedagtes, sê jy nee, ek gaan nie aan hierdie gedagte voet nie. Ek gaan nie hierdie gedagte aan vasklou nie. Ek gee dit oor aan Jesus en Jesus gee vir my die oorwinning. En dit is net so belangrik. En wat is dan die wapen wat ons gebruik? Dit praat hierso van gehoorsaamheid aan Christus. Nou, hoe kan jy gehoorsaam wees aan Christus? Onthou, al wat ons het van Christus is sy woord. So gehoorsaamheid aan Christus beteken gehoorsaamheid aan sy woord. En ons weet dit, ek is seker julle weet dit, ons het dit al soveel keer gesê, julle het dit al soveel keer gehoor by die kerk, die wapen, die kragtigste, magtigste wapen wat ons gebruik in die stryd, in die groot stryd, teen die kwaad, is die woord van God. En dit is ook wat die les vir ons sê. Ons hoef dit nie uit ons duim uit te suig nie, ons hoef dit nie op te maak nie, dis net feite. Dit is die waarheid. Die Bybel sê dit ook vir ons, die sakke te vers van ons voorberei, hierso Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Waarmee kan die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Jesus in sy versoekings, die Satan hom versoek het, elke keer, 3 keer, het hy teruggegaan na die woord en hy het gesê, dit staan geskrywe. Nou, dis nie net om die woord te ken, wat die wapen gaan wees en jou die oorwinning gaan gee nie, dit is om die woord te eet, om het deel te maak van jou lewe, om het aan te neem in jou lewe. Dit is wanneer die swaard van die woord tot jou beskikking gaan wees om jou die oorwinning te gee. Nou, Filippense hoofstuk 1 vers 21 en 22, hoe verstaan ons Paulus se stelling hier? Veral in die konteks van die groot stryd. So kom ons kyk daarso, Filippense 1 vers 21 en 22, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. So hy sê, is maar 'n moeilike keuse, want as ek sterf, dan sit 'n wins, want die volgende ding wat ek gaan weet, as ek my oë oopmaak, is die tweede koms van Jesus, en dan is ek gered. So, om te sterwe is 'n wins. Miskien wonder jy nou regtig al 'n hele rukkie gedurende in hierdie les. Hoekom sê hy om te sterwe is 'n wins? Want wanneer jy gaan sterf en jy's in 'n reddende verhouding met Jesus, dan kom jou oorlog met sonde tot 'n einde. Jou oorlog teen versoekings kom tot 'n einde. Jou verlossing is boom, vasgestempel. Dis as jy in 'n reddende verhouding is met Jesus. Maar vir die mense wat nie in 'n reddende verhouding met Jesus is nie, om te sterwe vir hulle is nie 'n wins nie. Om te sterwe vir hulle is 'n verlies. Want dan kom hulle geleentheid om te kies ook tot 'n einde. En ongelukkig het hulle die verkeerde kant keuse gemaak. En so Paulus sê, weet, vir my is lewe Christus, maar as ek sterf is dit 'n wins, want dan kom my stryd met sonde kom dan tot op 'n einde. Maar as die Here kies dat ek moet aanhou lewe, dan kan ek arbeid doen vir die Here se werk. Wat ek kan goeie dinge doen vir daai kerk en vir daai kerk en vir daai kerk en ek kan meer mense na Jesus toe lei. So wat sal ek kies? Dit weet ek nie. Dis 'n moeilike besluit, want om jou verlossing gevestig, gestempel te hê, is 'n baie mooi gedagte, want jy weet, jy gaan vir ewig saam met jou verlosser Jesus wees, maar aan die ander kant ook, Jesus het werk vir ons om te doen hier op hierdie aarde, en weet, ek kan onthou, in my jonger dae het ek altyd gesê, weet, asseblief liewe Jesus, kom asseblief gou, jy weet, ek wens dat Jesus kon môre gekom het, of volgende week gekom het, of wat ook al dit mag wees, maar soos wat ek bietjie gegroei het in my geestelike lewe, en kan ek sê, liewer geword het vir mense, selfs die mense wat ek nie ken nie, en veral vir mense wat nie die evangelie ken en vir Jesus ken nie, dan is ek maar versigtig om daai gebed te bid, want dit is waar dat ek wil hê dat Jesus moet baie graag terugkom, maar ek dink ook aan al die mense wat nie vir Jesus ken nie, en al die mense wat nog 'n geleentheid kort om 'n ingeligte keuse te kan maak. So, dis definitief vir ons baie belangrik vir my ook, om aan te dink dat ek wil hê Jesus moet terugkom, maar ek wil ook hê dat die werk wat hy vir ons gegee het, moet klaar wees. En op die einde van die dag gaan daardie dinge hand in hand, want Matteus 24 het hy gesê, dat hierdie evangelie van die koninkryk gaan in die hele wêreld verkondig word, en dan gaan die einde kom. So, Jesus wil nie mense toets op inligting wat hulle nie het nie. Jesus wil almal 'n geleentheid gee om 'n ingeligte besluit te neem, vir hom, of teen hom, en dan sal die einde kom. So, dis nie verkeerd om te wil hê dat Jesus moet terugkom nie, solank ons net ook besef dat ons het te werk om ander mense
te help voorberei vir daardie tweede koms. Dis soos Noag wat in die ark sit en hy bid en hy sê asseblief liewe Here, stuur nou net die vloed, maar hy's nie gewillig om uit te gaan om aan die mense te preek en hulle te nooi om ook in die ark in te kom nie. So hy kan bid vir die vloed om te kom, maar hy kan ook uitgaan en ander mense nooi om in die ark in te kom. Ek dink dis belangrik. So ons stryd definitief in die groot stryd is 'n geestelike stryd. En weer eens, ek glo regtig meeste van ons versoekings kom van ons eie sondige natuur, nie van jou maatjies by die skool of jou kollegas by die werk rondom jou nie. Al kan dit 'n probleem wees, ons eie sondige natuur regtig is op 'n einde van die dag ons grootste vyand. Dit sê asof ons as Christene moenie veg vir ons eie regte nie, maar vir dit wat reg is. Jy weet, ons lewe in 'n wêreld waar mense in die strate gaan rondloop met pamflette en so aan, en hulle wil veg vir hierdie regte en daardie regte en goeie soos dit. En miskien is daar 'n plek vir dit, solank as wat dit nie jou aandag wegvat van die mees belangrike werk wat die Here ons gegee het, wat ek op Sabbat se middagse stukkie gelees het om die 3 engele boodskap te gaan verkondig nie. Want die grootste onreg in die wêreld is nie hierdie tipe mense reg of daardie mense reg of dit of dat of dit of dat nie. Die grootste onreg in die wêreld is mense wat nie toegang het tot die evangelie nie. So as jy wil veg vir mense se regte, as jy wil opstaan vir mense se regte, is dit die nommer 1 reg waarvoor jy moet opstaan en waarvoor jy moet veg. Is sodat elke persoon in hierdie wêreld 'n geleentheid kan hê om Jesus te sien vir wie hy regtig is en om 'n ingeligte keuse te maak. Dit is regtig waar ons fokus moet lê. En dit sluit nou maar net aan in daai gees van profesie stukkie wat ek vir ons gelees het daarso in Sabbatmiddag. So kom ons hou maar net dit in gedagte. Op watter manier ondervind jy op hierdie oomblik die werklikheid van die groot stryd? Hoe kan jy bemoedig word en krag ontvang deur jou kennis dat Christus reeds die stryd namens ons oorwin het? So vir elkeen van ons ondervind op hierdie oomblik die groot stryd. Hoekom? Want elke dag is daar versoekings wat op jou pad kom en waar jy 'n keuse moet maak vir Jesus en sy waarheid of vir die duiwel en die leuen. Elke oomblik van elke dag moet jy kies of jy geloof gaan sit in Jesus se woord en of jy gaan twyfel of jy nie Jesus op sy woord gaan neem nie. En op die einde van die dag is dit hoe elkeen van ons die groot stryd ondervind. Ja, ons kan sê daar's mense by die werk wat my spot as gevolg van my geloof en al daai tipe dinge, maar op die einde van die dag dit gaan nie jou verlossing bepaal nie. Mense kan jou net maar spot en jy kan honger gaan en jy kan jou in die tronk sit en al daai tipe dinge, maar net soos Paulus moet ons verstaan dat op die einde van die dag wat jou verlossing gaan verstaan is daai geestelike stryd wat aangaan of jy geloof in Jesus se woord het of nie. En dan die tweede vraag daarsoos, hoe kan ons bemoediging en krag vind om te weet dat Jesus reeds die stryd namens ons oorwin het? Jesus sê self vir ons in die Bybel dat moenie vrees nie want hy het oorwin. Wat beteken dit? Die krag is in die woord. Dat wanneer versoeking op ons pad kom, hoef ons nie op ons eie metodes en op ons eie wysheid en krag staat te maak nie, want daar is nie krag nie en daar is nie wysheid nie. En ons metodes is sleg en dit werk nie. Om heeltemal staat te maak op Jesus se woord en om te weet dat in daardie woord is die krag, want dit is die woord wat hy gebruik het om oorwinning te hê oor sonde en hy is ons voorbeeld. So as ons daardie voorbeeld gaan navolg, dan is ons gewaarborg om ook oorwinning te hê. Nou Dinsdag sê daarso vir ons om oortuig te wees. Filippense hoofstuk 1 vers 23 en 24. Wat bedoel Paulus wanneer hy sê dat om heen te gaan en met Christus te wees vir ewig die beste is of verreweg die beste is. So kom ons kyk daarso na daai 2 verse, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste, maar om met die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. Dis dieselfde gedagte waar ek vroeër gesels het. Hy wil graag in die Here se koninkryk wees, dis verreweg die beste. Hy verstaan goed dat as hy nou sy lewe tot op 'n einde sou kom in die tronk, as hulle hom die doodstraf sou gegee het, dan die dood is mos nou soos 'n slaap. So die volgende ding wat hy sal gaan weet as hy sy oë oopmaak is die tweede koms van Jesus wat kom op die wolke. Maar hy sê dat die Here het nog werk vir hom. As die Here werk vir hom het om te doen, dan gaan hy hierso bly. Nou kom ek sê vir julle liewe kyker by die huis, hierdie gee vir my ongelooflike baie vrede in my lewe. Ek glo altyd of ek nou vlieg of ergens heen gaan wat gevaarlik is of wat ook al dit nou mag wees. Ek glo regtig in my hart dat as ek regtig in 'n reddende verhouding met Jesus is, dit beteken ek het 'n totale oorgawe gemaak van al my sondes en my hele lewe aan Jesus, dat Jesus sal nie toelaat dat ek sterf as hy nog werk vir my het om te doen nie. As Jesus glo dat my lewe sal nog groter glorie bring vir hom as my dood, dan sal hy my aan die lewe hou totdat daar 'n tyd kom wanneer my dood baie meer sal beteken en baie meer werd sal wees vir die Here se werk en die Here se naam. Ek glo dit uit die diepste van my hart. Nou party mense kan miskien bietjie de mekaar wees nou hierso met hierdie stukkie, want hulle kan nou dink, o, jy weet, Paulus, party mense gebruik hierdie stuk dan sê, o, Paulus, hy wil liewer in die hemel wees, as hy doodgaan, gaan hy onmiddellik in die hemel wees of ietsie soos dit. Onthou, die Bybel, jy kan nie net een vers vat en 'n hele leerstelling daaroor gaan bou nie.
Die Bybel is soos 'n legkaart. Jy gaan vat al die stukkies en jy sit hulle bymekaar en dan sien jy die volledige prentjie. Anders dan gaan jy heeltemal deur mekaar raak. So hierso gee die les vir ons sommer baie mooi stukkies om dit te probeer verduidelik. Dit sê hierso in Prediker 9 vers 5 dat die dooies weet niks nie en dat hulle rus in die graf tot die opstanding toe in Johannes hoofstuk 5. Selfs Lazarus, Jesus het gesê Lazarus ons vriend slaap in Johannes hoofstuk 11 en dan gebruik dit 'n baie mooi illustrasie hierso as ons doodgaan en onmiddellik hemel toe gaan. Dan beteken dit Lazarus het gesterf, hy het hemel toe gegaan en toe Jesus gekom het om hom op te wek op die aarde, uit die dode uit op te wek, moes een van die engele nou daarso in die hemel vir hom die nuus gebring het, die slegte nuus en sê, jammer Lazarus, jy's nou hierso in die hemel waar alles perfek en reg is en jy het 'n verheerlike liggaam, maar jy sal nou maar moet teruggaan na die aarde toe en jy sal nou maar weer jou sondige liggaam moet hê want Jesus het jou nou net daarso opgewek uit die dode uit. Nou ons weet dit is nie waar nie. So Jesus ook self, toe Jesus gesterf het, toe hulle neergeval het en hulle wou Jesus aanbid om aan sy voete te vat, het hy gesê dat hulle nog nie aan hom vat nie want hy het nog nie opgegaan na die Vader toe nie. En so die dood is soos 'n slaap. Nou baie mense sê, ag jy weet, Armin, wat maak dit saak? Wat maak dit saak wat mense nou regtig glo oor die toestand van die dode? Of jy nou onmiddellik hemel toe gaan en of jy nou maar in die graf lê totdat Jesus eendag terugkom, wat maak dit nou regtig saak? Die rede hoekom dit saak maak is omdat daar baie misleidings is in die wêreld waar mense vir jou sê dat jy kan met die dooie mense praat. Nou as iemand dood is en hulle is in die graf en hulle is regtig net dood, dan kan jy nie met hulle praat nie want hulle is dood. Maar as iemand gesterf het en hulle het nou hemel toe gegaan en hulle is in die hemel, dan gaan nou mense wees wat vir jou kan sê jy kan met hulle kommunikeer of jy word in die aand wakker en jou oupa staan daar by jou bed en hy sê vir jou ek kom van Jesus af met hierdie spesiale boodskap van jou. Jy moet die buurman se vrou vat of jy moet Sondag nou hou as 'n heilige dag en baie mense word net so geflous omdat mense leef nie deur die woord van God nie, mense lewe deur dinge wat hulle sien. Mense sal vir jou sê hulle is ateïste en hulle glo nie in God nie, totdat daar iemand aan hulle verskyn wat op water loop en hulle tannie genees van kanker deur net hulle vingers so te snap en dan onmiddellik is hulle nie meer ateïs nie. Want mense lewe volgens wonderwerke en wat hulle sien en daardie tipe dinge en dan so vang Satan hulle in 'n stryk vas. So dis kom die toestand van die dode daarso belangrik is om te verstaan en die einde van die dag wat Paulus daarso sê is soos wat ek nou 'n paar keer gesê het in hierdie les. As ons sterf, wonderlik, die volgende ding wat ons gaan weet is Jesus wat kom op die wolke. Op die einde van die dag, as jy sterf, die volgende gedagte of die volgende ding wat jy gaan weet, is letterlik jy gaan jou oë oopmaak en jy gaan nou een van twee dinge sien. Of jy gaan Jesus sien kom op die wolke met sy engele, dan kan jy baie gelukkig wees, want jy is deel van die eerste opstanding. Of jy gaan Jesus sien neerkom met 'n stad, die nuwe Jerusalem, met al die ander mense en sy engele, en dan moet jy hartseer wees, want dan is jy deel van die tweede opstanding. Maar Jesus sien gaan jy sien. En opgewek word, gaan jy opgewek word. Elke liewe persoon gaan opgewek word. Elke liewe persoon, of jy nou goed of sleg is, elke persoon gaan opgewek word. Maar ons wil deel wees van die eerste opstanding. En so Paulus sê, basies, as hy tot 'n sterwe sou kom, die volgende ding wat hy gaan weet is, wanneer Jesus kom, om sy kinders te kom haal. Maar, as die Here vir hom 'n werk het om te doen, dan, wat ander mense gaan help, dan op die einde van die dag, het die Here vir hom 'n werk om te doen, en dan sal hy eers moet bly. Weereens, alhoewel niemand wil sterf nie, het jy al ooit gedink aan die oomblik wanneer jy sterf, jou volgende bewustwording die wederkoms van Christus sal wees? Hoe kan daardie gedagte jou help om Paulus se denke hier te verstaan? En dis waaroor ek nou net gesels het. Nou Woensdag sê daarso vir ons om na eensgesindheid te streef, vir eenheid in die kerk, eenheid onder die mense. So Jesus se tema van sy laaste gebed vir sy disippels was oor eenheid, eensgesindheid. En is baie mooi in Johannes hoofstuk 17. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die aarde. In vers 11, sodat hulle een kan wees net soos ons. So hierso in Johannes 17 vertel Jesus ook vir ons hoe hy en die Vader een is. Hy wil hê dat sy volgelinge moet een wees, net soos wat hy en die Vader een is. Dit beteken, hy en die Vader is nie een wese nie. Hy en die Vader is nie een persoon nie. Daar's baie Christene in die wêreld wat dink dat die Vader en die Seun is een wese. Die Vader is nou maar net in die Ou Testament en Jesus is in die Nuwe Testament of ietsie soos dit. Maar ons weet dat dis nie waar nie. Hoekom? Want toe Jesus gedoop was, het Jesus in die water gestaan saam met Johannes die Doper, maar daar was 'n stem uit die hemel, die Vader wat met hom gepraat het en gesê het, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Dis nie Jesus wat met homself gepraat het en gesê het dat hy sy eie seun en allerlei sulke tipe dinge nie. So dieselfde met Daniël in die visioen wat hy sê hy het een gesien soos die seun van die mens wat gegaan het na die oue van daar. Ons sien duidelik daarso ook dat Jesus en die Vader is nie een persoon nie. Maar hoe is hulle een? Op dieselfde manier as wat hy wil hê hulle sy disippels en ek en jy as ons deel van die geloof is met een wees. Hoe? Ons moet een wees in die waarheid, in wat ons glo, in die werk wat ons wil doen, in karakter, in onselfsugtige liefde.
Dit is hoe die Vader en die Seun een is in hulle werk, die doel van die evangelie. So dis kom, ek kan nie sê dat as 'n Christen glo ek in 2 gode of iets is dit nie. As ons 2 gode gehad het, sou dit nou weet, die een wou gehad het die lig moet blou wees en die ander een wou hê die lig moet groen wees. Hulle verskil oor al hierdie tipe dinge, maar nee, daar's hierdie eenheid wat prakties beteken dat ons glo in een God. Al is dit 2 wesens. En dis anders as van die ander geloofstelsels in die wêreld waar die gode mekaar doodmaak en mekaar se vrouens steel en mekaar insluk en al hierdie tipe dinge. Hulle glo letterlik in verskillende gode want hulle het heeltemal ander karakter en ander werk en al daai tipe dinge, maar dit is nie wat ons glo in Christendom nie. So, daar's hierdie eenheid wat hy wil hê onder sy mense en dis regtig baie belangrik, so ons moet klem hierop lê in hierdie week se les. En een van die hoofredes vir die eenheid is nie net om die werk uit te dra en al hierdie tipe dinge nie, maar hy sê sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. So, onmin of twis onder God se mense gaan hierdie werk, gaan dit teenwerk. Nou kom ons kyk na Filippense hoofstuk 1 vers 27 en Johannes 17 vers 17 tot 19, waarna verwys beide Jesus en Paulus, wat onontbeerlik is om eenheid in die kerk tot stand te bring. So kom ons kyk daarso, het sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. So hulle is een in die geloof van die evangelie. En in Johannes 17 sê, heilig hulle in die waarheid, U woord is die waarheid, soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. So liewe vriende by die huis, liewe kykers van les nommer 3 van Gesels bietjie les. Hierdie is so 'n verskriklike belangrike punt. Ons kan bid vir eenheid totdat ons blou is in die gesig. Maar 'n deel van eenheid wat ons nie kan uitlos nie, wat ons nie kan vergeet nie, wat onderhandelbaar is waarheid. Daar kan net eenheid wees in die waarheid. Daar kan nie eenheid wees in leuns nie. So baie van die kerkgroepe in die wêreld praat van om een te wees en fokus net op Jesus en al hierdie tipe dinge, maar die idees wat hulle het van Jesus is soos wêrelde apart van mekaar. En so, dit klink baie mooi as ons sê, ons bid vir eenheid en ons wil eenheid hê en dit en dat en dit en dat, maar ons kan nie eenheid hê as ons nie saamstem oor die evangelie nie, as ons nie saamstem oor die waarheid nie. Dis die evangelie, die waarheid van die evangelie wat ons gaan saambring. En ongelukkig in die Christenkerk vandag, selfs in die 7de dag Adventiste kerk, stem mense nie saam oor die basiese beginsels van die evangelie nie. Dit is verskriklik hartseer. Partykeer in woorde sê hulle dieselfde ding, maar in praktiese lewe en wat hulle regtig prakties glo, is dit nie dieselfde nie. So baie keer dan sal mense sê, ons moet een wees in ons missie. We must be one in mission. Maar ons kan nie een wees in missie. We can't be one in mission if we are not one in message. As ons nie dieselfde boodskap het nie. Want ons het 'n missie, ons het werk wat ons wil uitdra na die wêreld toe, maar ons moet dieselfde boodskap hê. Anders dan gaan ek en jy uitgaan na die wêreld toe, maar ons het verskillende boodskap en dit maak nie eenheid nie. Dit maak mense de mekaar. En op die oomblik, ek kan vir julle sê, mense is baie de mekaar. Want mense hoor verskillende evangelies. Hulle gaan na 'n kampvergadering toe, of hulle is een Sabbat by die kerk en 'n volgende Sabbat by die kerk en hulle hoor verskillende evangelies by die kerk of by die kampvergadering van verskillende mense af en die mense is so de mekaar. Die mense is so de mekaar. En dis hoekom dit belangrik vir ons is om self die Bybel te ondersoek vir onsself. Wat die titel is van die liedjie, Afrikaanse liedjie wat nou net hierdie week uitgekom het. Ek soek dit self. Gaan luister asseblief daardie liedjie wat gaan oor om nie net aan te hang wat ander mense vir ons sê nie, maar ons moet self na Jesus toe gaan en vir hom vra vir waarheid, sodat ons die waarheid kan vind. En dan moet ons saam met ons broers by mekaar kom en ons moet bid. Alles tot laat in die aand en ons moet nederig wees om ons eie menslike opinies eenkant toe te sit en te luister na wat die Here vir ons openbaar deur sy woord, nie deur gevoelens of al hierdie tipe dinge nie. Donderdag se titel sê om verenig en vreesloos te wees. So kom ons kyk daarso na daai verse wat dit vir ons vra om te lees. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle in een gees vasstaan en een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teenstanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in hom te gaan nie, maar ook vir hom te ly. Om in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my glo. So wat baie mooi is hierso is die rede hoekom ons nie vreesloos hoef te wees nie. As ons in 'n reddende verhouding is met Jesus, as ons die ware evangelie glo, dan weet ons wat vir ons wag aan die ander kant. Dit maak vir ons alles die moeite werd. Ek is die pa van 4 kinders. En omdat ek 'n man is, het ek nou nie geboorte gegee
aan daardie 4 kinders nie. Dit was nou my vrou se werkie gewees. En ek sê werkie asof dit nou ietsie maklik was, maar dit is nie ietsie maklik nie. Veral nie as jy 'n drieling het nie. Julle kan julleself net indink, hoe lyk iemand se maagie wat 3 babietjies in hulle maag het? Dink aan. Julle het al gesien hoe mense lyk wat 1 babietjie het. Julle het al mense gesien wat 2 babietjies het. Wat van iemand wat 3 babietjies het? Dis woes. En baie pyn en lyding, saam met swangerskap en veral met geboorte. Wanneer jy nou in kraam ingaan en alles is dit. Net laas jaar toe my 4de kind gebore was ons daar vroeg in die oggend by die hospitaal en ek was daar gewees vir alles en dit lyk ek is bly ek gaan nie geboorte gee nie. Ek is bly ek is 'n man. Dit beteken nie ek hou nie van vrouens nie. Ek is baie lief vir vrouens en vir dames. Ek is so lief vir hulle. Ek het selfs met een getrou. So ek het niks teen vrouens of enigiets nie. En ek respekteer julle baie dat baie van julle, nie almal nie, maar baie van julle wat kinders het, moet deur hierdie kraam ding gaan. Dit lyk nie baie lekker nie. Maar ek was daar gewees die oomblik wat die dokter die babietjie vat en die babietjie vir my vrou gee daar op haar bors. En in my vrou se oë kan ek dit sien. Dat weet jy wat? Dit was die moeite werd. Al daai pyn, al daai maande van ongemak en al daai tipe dinge, daai kraam wat voel asof jy gaan doodgaan. Sodra sy daai babietjie op haar bors het, dan voel jy die moeite werd. Dan voel jy die moeite werd. En selfs nou wat die kinders bietjie ouer is en jy sien hoe hulle speel in die parkie en hoe hulle met mekaar vir mekaar omgee as iemand val en dan kyk jy na jou kinders en dan dink jy oor al die opofferings wat jy moes gemaak het. Dit was die moeite werd. Dis die moeite werd. As ek weer miskien sou ek dit weer gedoen het, dis die moeite werd. Nou hoeveel te meer nie in ons Christelike lewe nie. Ons dink aan oor al die navolging, jy weet, of al die vervolging wat ons kry in ons lewe of al die slegte dinge wat met ons kom. Maar vir wat? Wat is die doel? Wat is die eindpunt? Wat is die eindpunt? Dis die koninkryk van God. Dit is om saam met Jesus te wees. Die een wat so lief is vir ons, dat hy alles opgegee, die koning van die heelal om te sterf vir ons aan die kruis. Dis die moeite werd. Dis die moeite werd. En dis hoekom ek glo hy sê hierso vreesloos. Vreesloos. Ons hoef nie bang te wees nie. As hulle jou doodmaak, dan wat dan? Wat dan? Wat dan? So what? So what? Dit is die attitude wat ek dink hierso deurkom. Ons gaan lewe vir Jesus. Ons gaan ons alles gee vir Jesus. En met elke asem wat ons het, elke oomblik, elke sekonde van elke dag, ons gaan voluit lewe vir hom. Daar's nie aftree kom as dit kom by verkondiging van die evangelie nie. En as ek moet sterf as gevolg van die evangelie, so what? So what? Ek weet wat vir my wag. Ek weet wat vir my wag aan die ander kant. Dis so mooi. In die volgende Bybelverse maak 'n kort opsomming van wat hulle almal 'n gemeenskaplike tema is daarso. So Matteus 10 vers 38, wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. So ons moet 'n kruis dra as ons Jesus wil volg. Handelinge 14:22 en die siele van die disipel versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Net soos 'n swanger vrou. Jy gaan deur baie moeilike dinge moet gaan op daai 9 maande en wanneer jy in kraam ingaan. Ons sê jou nou vooraf sodat jy dit weet. Hierso, ons sê vir die disipels, ons sê vir die Christene, jy kan dit verwag. Dit gaan op jou pad kom. Moenie verras wees nie. Maar vir wat? Vir die koninkryk van God wat ons gaan ingaan. As 'n doel. Dis die moeite werd. Romeine 8:17 en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So ons gaan saam met hom ly. Ons gaan saam met hom ly. Maar vir wat? Vir wat? Sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Sodat ons erfgename kan wees. So, hulle kan ons doodmaak. Hulle kan ons in die tronk sit. So what? So what? Nou, Vrydag se deel van die les, daarso ek wil vir ons daai stukkie uit Handelinge van die Apostels lees. Van die pynbank, die brandstapel, die kerker uit die spelonke en klowe van die aarde, hoor hy die triomfkreet van die martelaars. Hy hoor die getuienis van standvastige siele, wat hoewel hulle dakloos, verdruk en gepynig was, nogtans vreesloos en plegtig vir hulle geloof getuig en gesê het, ek weet in wie ek geglo het. Deur hulle lewens ter wille van die geloof op te offer, verklaar hulle aan die wêreld dat hy op wie hulle vertrou het in staat is om hulle volkome te red. En partykeer, weet ek sê nou in hierdie les, so what? So what? So what? En miskien sit jy daar by die huis en jy dink, ja, Armin, baie maklik om so te sê, totdat jy nou in die omstandighede kom wat jy nou daar in die tronk is en alles en jy het nie kos nie en jy het nie klere nie en al hierdie tipe dinge, gaan jy dan nog steeds so what sê? En weet jy wat? Ons kan so what sê. Ons gaan so what sê. Want as jy regtig in 'n reddende verhouding is met Jesus en jy weet dat jy 'n totale oorgawe gemaak aan Jesus aan jou lewe, dan gaan jy nie twyfel of jou redding of jy twyfel of jy in 'n verhouding met Jesus staan nie. Jy weet dit, want jy weet jy het 'n oortuiging gemaak aan 'n totale oorgawe gemaak aan Jesus. Die mense wat
so twyfel en so bang is om te sterf. Hoekom is hulle bang? Heel moontlik omdat hulle weet daar's ietsie in hulle lewe wat nog nie reg is nie. Daar's ietsie wat hulle aan vasklou. Hulle gee 99% vir Jesus. Of hulle is gewillig om 99% vir Jesus te gee. Maar hulle klou vas aan ietsie. Dit is daai ding binne in jou wat jou so ongemaklik laat voel. Want jy weet, jy's nie eintlik in 'n reddende verhouding met Jesus nie. Jy's nog nie eintlik reg nie. En my oproep aan jou vandag is, maak dit reg vandag. Verander daai 99 na 100 vandag. Moenie wag tot môre nie. Doen dit vandag. Jesus staan nou gereed. Nou, soos wat jy nou hierdie les luister, daar waar jy is in jou kar of in die kombuis of op die bed of op die bank, daar waar jy nou is, of in die jacuzzi of in die swembad. Ek weet nie van waar luister mense nie. Miskien speel jy golf, maar daar waar jy nou is, Jesus staan nou gereed om jou hand te vat en jou te help om 'n totale oorgawe te maak. 100%. 100%. En as jy nie genoeg geloof het nie, as jy nie glo nie, bid soos daai man in die Bybel wat gesê het, help my ongeloof. Hy sal help. Hy sal help. So, ons het bespreking vra, so die eerste ene kom van die aanhaling hierbo aan. Ek het dit nou nie gelees nie. Dit kom nie uit die gees van profesie uit nie, maar dit sê vir ons hierso dat nog nooit was daar sulke verdeeldheid in Christendom as vandag nie. Dis definitief waar. Jy weet goed, in jou kerk is alles nie maanskyn en rose nie. Die mense beklei heeldag met mekaar, al hierdie tipe dinge. En as jy vir my vra, hoekom beklei die mense in my kerk so baie Armin? Dis omdat hulle nie besig is om te werk nie, want hulle is nie besig om te doen wat reg is nie. Hulle is nie besig om te fokus op wat reg is nie. En dis hoekom hulle besig is met allerlei ander nonsens om te beklei oor dinge wat nie saak maak nie. Want hulle moet een of ander hobby horse hê wat hulle kan ry per oor die berge in alle ewigheid in. En as ons net gefokus het op die 3 engele boodskap, sal ons nie tyd gehad het vir die nonsens nie. So, wat benodig die Heilige Gees vandag om eenheid in God se kerk te bewerkstellig? Mense wat gewillig is om te lewe volgens elke woord. Dit beteken mense wat gewillig is om 'n totale oorgawe te maak. Mense wat nederig is, wat nie vasklou aan hulle eie idees nie. Vraag nommer 2. Hoe sou jy die Bybelleerstelling oor die toestand van die dode aan 'n vriend verduidelik wat glo dat Paulus en ander Christene wat gesterf het, nou saam met Christus in die hemel is? Weet jy wat? Die maklikste manier om dit te doen is vat net al die ander dinge wat Paulus daaroor geskryf het, soos in Tessalonisense waar hy praat van die trompet en hoe die dooies in Christus dan eers opgewek gaan word en al daai tipe dinge. So hoe sou ek die leerstelling aan hulle verduidelik het? Ek sal al die puzzelstukkies gevat het in die Bybel oor wat dit sê oor die toestand van die dode. Ek sou dit saamgebring het om vir hulle te wys wat die Bybel sê en dan sou ek vir hulle probeer verduidelik het soos wat ek in hierdie les gedoen het, hoekom dit vir ons gevaarlik is om dit verkeerd te verstaan. Want onthou, die leuns maak ons nie vry nie, net die waarheid maak ons vry. Dit voel vir my asof in hierdie les het ons baie gepraat oor waarheid. Waarheid. En onthou, op die einde van die dag, Jesus is die waarheid. So, ja, ons praat oor waarheid, ons praat oor Jesus, ons maak Jesus groot, ons maak sy waarheid groot. Vraag nommer 3. Hoe verstaan ons die verskriklike werklikheid van lyding in hierdie wêreld? Hoekom is die groot stryd idee so behulpsaam om aan ons 'n beter begrip daarvan te gee? Hoekom dan moet ons op die einde uiteindelik na Jesus op die kruis kyk as die beste uitdrukking van die Vader se liefde en leer om homself in die ergste tye te vertrou? So, die groot stryd, die dinge hierso is, daar's 2 kante en Satan is in 'n oorlog teenoor God en so hy wil jou vernietig. Hy gaan alles doen wat hy kan om jou lewe so sleg te probeer maak as wat hy kan. Dis nou maar net, jy moet dit nou maar net verstaan, jy moet jouself net met daarvoor voorberei, sodat jy nie teleurgesteld gaan wees as dit jou op jou pad kom nie. En weer eens kom ek nou terug hierso. 'n Vrou wat deur kraam gaan en daar's 'n babietjie aan die einde en sy sien dit was die moeite werd. Jesus aan die kruis wat gewillig is om deur al daai dinge te gaan. Hoekom was hy gewillig om deur al daai dinge te gaan? Want hy het gedink aan jou, liewe kyker by die huis, hy het gedink aan jou. Al was jy die enigste sondaar in die hele heelal, sou hy gekom het en hy sou gesterf het vir jou. Hy sou gesterf het vir my. En dis hoekom hy dit gedoen het. Hoekom? Want hy het gesê, dis die moeite werd. Dit is alles die moeite werd. Die prys wat ek betaal en wat ek kry vir die prys wat ek betaal is die moeite werd. Ek doen myself nie in nie. Hy was gewillig om te sterf vir ons, want hy weet wat wag aan die einde. En wat gaan vir ons hoop gee? Wat gaan vir ons vrede gee? Wat het vir Paulus vrede gegee? Ek het dit laasweek ook gesê en ek dink in die eerste les het ek dit ook gesê. Keep your eyes on the prize. So what? Ons weet wat wag aan die einde. Ons weet wat die Here vir ons voorberei. Maar die belangrike ding is, jy gaan net daardie vreugde in jou hart hê as jy regtig in 'n reddende verhouding met Jesus staan. As jy vasklou aan ietsie aan jou lewe, dan gaan jy wonder en jy gaan twyfel en jy gaan onseker voel en jy gaan hierdie vrees hê, want jy weet binne in jou diepste dat jy is nog nie reg nie. En dis nie die gevoel wat Jesus wil hê ons moet hê nie. Die rede hoekom ons daai gevoel het, is nie as gevolg van Jesus nie. Die rede hoekom ons daai gevoel het, is as gevolg van ons, omdat ons wil nie 'n totale oorgawe maak nie. Die gevoel wat Jesus ons gaan gee, is 'n vrede wat die wêreld ons nie kan gee nie. Want hy kan ons skoon was van al ons sondes, hy kan ons maak witter as sneeu. Die keuse is ons in, liewe kyker. En dis my gebed vir jou, ook vir my, dat ons elke oomblik van elke dag
gewillig sal wees om te lewe volgens elke woord, dat ons 'n totale oorgawe aan Jesus sal maak. En op afsluit met die hoofgedagte van hierdie les, kom ons lewe elke oomblik van elke dag vir Jesus, en as ons sterf, dat wat ook al gebeur, dat ons Jesus se naam sal groot maak. Kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir u liefde. Dankie dat ons weet wat u vir ons voorberei het. Dat u vir ons sê op hierdie aarde gaan ons lei, maar ons weet wat vir ons wag en is die moeite werd. Ek bid vir elke kyker by die huis, Suid-Afrika, Amerika, Namibië, Australië, Nieu-Seeland, Switserland, Zambië, waar ook hulle van waar hulle luister, seën hulle op 'n spesiale manier, liewe Heer. Bo enige aardse seëninge, vra ons vir geestelike seëninge wat u vir ons kan gee om ons in staat te stel om meer effektief te wees, om self die evangelie beginsels toe te pas in ons lewens en dit ook dan met ander mense te deel, sodat ons die tweede koms van Jesus so kan verhaas. Dankie vir die liefde en vir die omgee. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy ingesluit het vir nog 'n episode van Gesels bietjie les. Dit was mooi. Ek is so opgewonde oor hierdie waarheid wat ons sien. Baie mooi les. En asseblief onthou om my like knoppie te druk. Dit help verskriklik baie. Lewer asseblief kommentaar. Ek is so dankbaar. Ek lees elke kommentaar. Julle sal sien, ek reageer op elke kommentaar wat julle daarso vir my los. Baie dankie. Dit help verskriklik baie om hierdie video aan nog meer mense te deel. Jy hoef nie enigiets te betaal of enigiets soos dit nie. Jy is besig om jou klein deel te doen om die evangelie met meer en meer Afrikaanse mense te deel. En dit is so mooi vir my om te sien hoe die Adventiste mense, die Afrikaanse mense rondom die wêreld elke week so bymekaar kom vir 'n bietjie gesels, bietjie les. Honderde mense, 600, 700 mense wat so bymekaar kom vir gesels, bietjie les. Dit is so mooi. En eendag as ons daar so in die hemel kom, ek hoop ons gaan 'n gesels bietjie lesgroepie so net so eendag hê wat ons net by mekaar kan kom, dat ons almal mekaar van aangesig tot aangesig ook dan kan ontmoet. Maar ek sien julle dan weer volgende week vir les nommer 4. Moet dit nie misloop nie. Dan gesels ons bietjie les.